dit wat ek God voor vertrou en dit wat ek sien, pas nie by mekaar nie. Ek wil graag hê God moet seker goed doen, seker goed voorsien en verandering kom bring en dinge makliker maak en ek het gebid en ek het allerlei goeders gedoen en ek het hierdie kant toe en daardie kant toe gespook en gespartel om goed reg te kry, want Desember was 'n moeilike maand en ek dink dit was vir baie mense 'n moeilike maand. As ek kyk op Facebook, as ons nie bietjie hulp gehad het met ons vakansie nie, sou dit waarskynlik ook nie gebeur het nie. As ek op Facebook kyk hoeveel mense hoeveel goed verkoop, dan lyk dit vir my of almal maak huis skoon en daar's te veel goed, of mense het bietjie geld nodig. Ek weet nie watter een dit is nie, maar die punt is, ek het met die Here gestoei en ek het vir die Here gesê, maar Here, ek ervaar dat Dynamis in November en Desember regtig finansiëel, dit het tyd gegaan. En hoekom? En ek het met die Here gestoei daaroor en ek het vir die Here gesê, maar hoekom werk dit so? En dis sy droom en dis sy kerk en hoe werk hierdie ding? En ek het beklei met die Here. Want toe een aand lê ek langs Charmaine in die bed en sy lê rustig in slaap maar ek rol rond en ek beklei met die Here. En ek kom nie aan die slaap nie en éventueel vat ek my foon en ek gaan lê voor by die televisie op 'n bank laat ek niemand pla nie en ek het 'n bietjie musiek op my foon en ek sit Chris Tomlin se Almighty op. En ek sit hom op repeat, laat die lied oor en oor en oor speel. En ek lê op die bank en ek praat met die Here en ek bid en toe ergens, toe breek iets. Toe breek daar iets. Toe my ongeloof, my twyfel, het die Here kom breek met daai lied wat oor en oor net sê, hoe groot is God? Hoe groot is God? Hy kan, hy wil, hy sal. Vertrou hom net, hy's groter as jou probleme. En dis hoe dit vir my gewerk het, dis hoe hierdie hoe gebeur het, van hoe kry ek dit reg, dat ek actually God glo vir dit wat ek verwag gaan gebeur, dit wat ek voorbid, dit wat ek hom voor vertrou. Hoe kry ek dit reg, dat ek actually dit glo? Want kom ons wees eerlik, baie van ons het al baie goed gebid, en dan gebeur dit nie. Dit gebeur eenvoudig nie, en baie keer het jy al agtergekom dat dit wat jy gebid het jy verkeerd gebid, en dit was nie dit was nie goed vir jou nie, en dit sou nie vir jou goed gewees het nie, want as almal van ons gekry het wat ons almal wil hê, en wat ons almal in ons gebede voorvra, dan het die dinge nie so lekker gegaan nie, ek beloof vir julle. Want as ons almal gekry het wat ons wil hê, dan het niemand God mos nodig gehad nie. Dan het niemand mekaar nodig gehad nie. Die Here sê, hy gee vir ons daaglikse brood. En my hoe om hierdie innerlike stryd te oorwin, tussen dit wat ek sien, en dit wat ek voorhoop, was om met God te beklei, en tyd in sy woord te spandeer, en tyd in te worship, en te lees, en te sien, maar wat is God se beloftes? Wat is dit wat hy sê, hy vir my sal doen? Psalm 23. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, U sal met my wees. U berei die tafel voor my. U laat my teenstanders toe kyk. Ek leef in met die feit dat U vir my sorg. Jeremia 29 vers 11 tot 13. Die Here gee vir jou hoop en 'n droom en 'n toekoms en 'n verwagting. Romeine 8 vers 28, die Here wat sê, vertrou dat alles ten goeie sal meewerk, dat ek 'n plan het met alles, sê die Here. Vers op vers op vers, belofte op belofte. Meer as 365 keer in die Bybel sê die Here, moenie bang wees nie. En wat was ek? Bang. En die Here kom oor en oor en hy sê vir my, oor en oor, hy's groter as my probleem, en groter is joune. So vir die jaar wat voorlê, ek wil vir jou vra, wat ek vir jou gevra het aan die begin, en nou wil ek hê, jy moet actually daaraan dink. Wat is jou verwagtings vir jou? Wat is dit wat jy nodig het vir jou? Totaal onselfsugtig, maar vir jou. Nie om
my droom is ook om eendag my Lamborghini te hê, maar ek sal hom nooit kan ry nie, want ek het nie, my driveway is in elk geval te skerp, ek sal hom stuk in stamp. So, wat is Jenny in jou verwagtings? Ek vertrou die Here vir gesondheid. Ek vertrou die Here vir 'n goeie jaar. 'n Goeie jaar in die kerk, 'n goeie jaar saam met my gesin. Ek het klaar gesê wat ek die Here voor vertrou vir my kinders, vir by die skool, dat hy hulle sal beskerm en sal bewaar, en dat hulle amazing jare sal hê, en dat dit met hulle akademie so goed soos sal kan gaan, soos wat hulle die moeite doen, en dat die Here sy deel sal doen, en hulle deel sal doen. En so kan ek aangaan, maar wat is jou verwagtings vir jou werk? Wil jy hê dit moet beter gaan, of ja, nog 'n jaar, nog 'n dag droom, terug Soutmyn toe, ja, whatever. As jy die nuus aansit, wat is jou verwagtings vir wat jy wil sien met jou land moet gebeur? Want sien ek dink ons probleem is die feit dat ons verwag niks. Ons verwag eintlik, ja, as maar oorleef, so right. Ons het ons hoop verloor. Ons het die besef verloor dat God is groot en wil sorg en wil gee en wil daar wees, en ons het net in hierdie survival mode oorgegaan. En ek moet eerlik sê, daar's tye wanneer ek daar is. Gister toe ek hierdie boodskap finale mekaar het en hy's klaar, toe voel ek, yes! Hier gaan ons, dit gaan amazing wees, die Here het 'n groot plan vir die jaar, maar 2 ure later, toe sit ek op die bank, toe sê ek Jannie, ken jy vir Jannie? My vrou vra oor Jannie. Nee, dis daai ouetjie wat homself so jammer kry, jy weet. Niemand hou van my, almal haat my. Niemand wil my praat nie, ek Facebook mense, ek SMS mense, niemand reply nie. Het jy al so gevoel, dis nie lekker nie. Om wonder jy, gaan al mense môre in die kerk wees. Het hulle my gemis. Jy weet, sulke stupid strooi. En dis regtig die duiwel wat kom en hy sê vir jou, maar jy het nou hierdie mooi ding aan mekaar gesit van die Here en hoop en verwagting, en ek gaan net vir jou wys dat jy het geen hoop en geen verwagting nie, Boeta. Maar ek het. Gisterand, toe sit ek by Shamaine, toe sê ek sal vanoggend opstaan met hoop vir die jaar. En ek sal vanoggend opstaan met 'n verwagting van die grootheid van my God. En toe ek vanoggend die instap en glimlag op glimlag sien, tot julle my gebless meer as wat julle weet. Ek gee nie om wie my hand so hard gedruk het nie, dis alright. Hy sal regkom. En as ek nog nie jou hand geskit het nie, ek wil. Want ek wil jou in die oë kyk en ek wil vir jou sê voorspoed vir die nuwe jaar, en ek wil dit bedoel. Ek wil nie dit net sê nie, want ons sê dit te maklik. Ek wil dit vir jou sê en ek wil dit bedoel. Want ek glo dat die Here vir jou wil gee voorspoed. Psalm 65 vers 12, hy kroon die jaar met sy goeie gawes, in sy spore is daar oorvloed. So vanoggend wil ek vir jou vra, glo jy dit? Leef jy met verwagting? Want as jy nie met verwagting leef nie, gaan dit nie gebeur nie. Want as jy verwag dat dit moeilik gaan, as jy in 'n kar klim en jy sê, gaan nou Kaap toe ry, dis so vrek ver, en is 11 ure, en dis geeldodend, en die pad wat so uitstrek voor jou, dit hou net aan en aan en aan, dan beloof ek vir jou, good luck, sterkte, dan gaan jy soos 'n ou wees wat nie Dakar begin het, dit was vir my skreeu snaaks. Hy begin die Dakar, jare se voorbereiding, 10 kilometer in, gaan sy petrolpomp, oliepomp, ekskuus, wat sy oliepomp gewees, op 'n mini. Dan gaan dit so met jou wees. Of jy kan in die kar klim en sê, vandat ek in hierdie kar klim, tot wanneer ek daar kom, die vakansie klaar begin. Het gaan lekker wees, ons gaan saam kuier, die padkos is amazing, jy het 'n mooi vrou wat langs jou sit en jou wakker hou, deur haar hand op jou been te sit, en dit inspireer jou sommer, en dan gaan jy, en it's amazing. En skielik is dit lekker om, en dieselfde vir die jaar, verwag
'n amazing jaar. Nie hierdie pad wat voor jou uitlê en is boring en my baas is 'n vark, my vrou is my kinders is nee man, wragtig. Dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil hê vir jou 'n jaar gekroon met goeie gawes. Hy wil hê jy moet saam met hom stap, so in sy voetspore, sodat hy jou kan oorlaai met sy goedheid. So vanoggend wil ek hê ons moet dit so 'n bietjie prakties maak. En ek wil vir jou iets leer. 2 goed actually, 2 praktiese oefeninge. Die eerste ene gaan oor jou offergawes. En hier is die storie. Meeste van ons, ek was ook jy, ek het ook daar gesit in die banke, en ek het by Hillsongs ook in die banke gesit, en hulle het sommer die offergawe mandjie 3 keer laat verbykom daai Sondag. Nee, in elk geval, in die verlede, voor vanoggend, het jy waarskynlik offergawes soos volg benader. Haal uit jou beursie, en dan kyk jy en dan sê jy, na die tyd moet ek nog daai Woolies hoender gaan kry, en slaai, en so, wat is nou hier, wat kan nou hier ingaan? Ek wil vir jou vra, dat jy so 'n bietjie anders kyk. So 'n bietjie anders vanoggend kyk. Ek wil vir jou vra, dat jy vanoggend, want die Here sê, dit wat en ek haal dit net so uit sy woord uit, ek is nie besig om een of ander teologie te preek nie, die Here kom en hy sê, nommer 1 sê hy, wanneer ek gee ek uit dank. Met ander woorde vir dit wat hy klaar gedoen het. Het die Here vir jou voorsien tot nou toe? Yes, anders was jy nie hier nie, het jy nie geëet vanoggend nie, het jy nie klere gehad nie, het kaal hier gesit. En dan wou ek jou nie hier gehad het nie, want ek sou nie kon konsentreer nie. So die Here het vir jou gesorg. So jy het rede om vir hom dankie te sê. Dis nommer 1. Nommer 2 sê die Here in Maleagi, gee met, hoe sê hy? Met verwagting. Hy sê, gee dit wat my toekom, en toets my hierin. Sal ek nie vir jou alles gee wat jy nodig het? Matteus 6, die Here kom en hy sê, sorg eers vir God se koninkryk, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So vanoggend wil ek vir jou sê, ek wil hê jy moet, ek wil hê ons moet na offergawes anders begin kyk. En vanoggend gaan jy jou offergawes gee, en terwyl jy die offergawes doen, gaan ek Chris Tomlin se Almighty opsit, en terwyl jy dit doen, as jy jou beursie oopmaak, en as daar niks in jou beursie is nie, wil 'n kaartbetaling doen, geen ongelukkig moet wag tot aan die einde van die diens, die kaartmasjien is daar by die tafel. Maar wanneer jy gee, ek wil vir jou vra, gee met 2 gesindhede in jou hart. Die eerste een is met dankie, want God is nicer met ons as wat ons verdien. Daai is die waarheid. Hy's baie nicer met ons as wat ons verdien. Hy seën ons, en hy wil aanhou om jou te seën. En die tweede een is, gee met verwagting. Sê vir die Here, Here, hier is dit. Daar by Hillsongs het hulle iemand gehad op die verhoog gehad het, wat gestaan het gesê het, give from a place of only. Only, ek het net hierdie. Here, dis wat ek het, hier's dit. En gee dan met verwagting dat die Here sê, maar ek sal my deel doen. Ek sal bly sorg vir jou, ek sal bly vir jou gee jou daaglikse brood, en wanneer jou kind Woensdag inskryf by skool, ek sal sorg, en. So nou, gaan ek vir jou die geleentheid gee, om te kyk of jy regtig verwagting het, en geloof het, en of jy vir die Here sê, maar Here, hierdie jaar loop ek saam met U. En daarna gaan ons die worship doen, en dit gaan die tweede oefening wees. En die liedere vanoggend is baie spesifiek gekies, dis liedere met diep woorde, liedere wat sê, God is groot, God gee oorwinning, God is die een wat die hoogste prys betaal het, sodat ek en jy 'n goeie lewe kan hê. En ons gaan nou praat oor hoe gaan ons die worship hanteer, maar vir nou, die offergawes, en terwyl ons die offergawes doen, gaan ek by daai waaier staan, want ek sop nat gesweet, en ek wil vir jou vra, luister hierdie lied, of kyk hierdie lied,
Chris Tomlin se Almighty. Baie dankie. Gee vir die Here jou offergawe.